susters, het is 'n eer dat ons weer hier kan wees in die huis van die Here en dat ons kan gesels oor sy woord. Ek wil vanaand gesels oor waterdoop. En ek wil hê die jong mense moet sommer vorentoe skuif en net hier kom sit. Want ek wil eintlik hê julle moet verstaan wat dit is wat ek vanaand van praat. Die waterdoop, dis 'n Christeninstelling en daar's baie onduidelikhede gewees oor al die eeue, maar nou aan die einde weet ons presies wat ons moet doen. En hoe weet ons dit? Die profeet van die Here, William Branham, het dit vir ons duidelik uitgespel, so daar's geen onsekerheid nie. Nou, toe ek 'n kind was die aandhuisgodsdienst genoem boekevat. Die oom sou by die tafel gaan sit het en die familie het rondom die tafel gesit en die lamp is aangesteek, dit was 'n olielamp. En dan is die gesegde, kom, laat ons boeke vat. Dit het beteken, bring vir my die Bybel en bring julle Bybels. En ek wil hierdie sessie vanaand hanteer soos 'n boekevat sessie. Ek wil dit hanteer soos 'n familie aangeleentheid. Ek wil dit duidelik verduidelik, ek wil baie mooi stadig praat dat die jeug kan verstaan wat dit is wat ek sê. So kom ons bid dat die Here ons help. Getroue Vader, U is die skepper van alles wat lewe, aan U behoort die koninkryk en die mag en die majesteit van vandag af tot in die ewigheid, Here Jesus. Ons het hier bymekaar gekom, Here, omdat ons U woord geniet en omdat ons respek het vir die woord en dit wil verstaan, sodat ons daarvolgens kan lewe. Sal U asseblief vanaand insig gee en openbaring en dat die verstand verhelder sal word, Here. As ons daarna luister, net 'n klein bietjie inligting kan tot ons deurdring, sodat ons in die Here kan lewe. Help ons asseblief, getroue Vader, en ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. So, ek wil gesels oor die doop, die waterdoop. Nou, ek hoef seker nie meer te sê die groot doop nie. Almal verstaan seker, daar's 'n verskil tussen die besprinkeling van die protestante en die groot doop. Maar kom ek brei 'n bietjie daaroor ook uit vanaand. Dat ons nou sommer die hele ding vasvat. Ek is altyd verbaas as groot mense met die jeug praat en hulle maak in die middel van die boek oop, hierdie is die boek. En hulle maak in die middel van die boek oop by Handelinge 2 vers 38, by 'n skrif wat sê, jy moet jou bekeer en jou laat doop in die naam van die Here Jesus Christus en jy sal gered word. En ek dink die jeug bly agter by die stelling. Ek dink nie almal het dit so lekker fyn wat daar gebeur nie. So dit is waaroor hierdie ding gaan. Ek gaan teruggaan na Genesis toe en dan gaan ek net so ligweg gesels oor 'n paar aangeleenthede. So die eerste vraag wat ek wil vra is, wat is 'n rabbi? Wat is 'n rabbi, 'n rabbi? Jy sê maar, prediker, wat het dit nou met die prys van eiers uit te waai? Wel, ek wil so ver teruggaan as die Ou Testamentiese wet, die wet van Moses, en dan wil ek na die Levitiese bediening kyk en na die bediening wat dan later gevolg word deur die rabbies, waarvan Christus een is, hy's 'n rabbi. Of hy word so aangespreek in alle geval. En ek wil net so 'n bietjie geskiedkundig die ding vir ons bietjie vasmaak. So Moses gee ons 'n wet, die wet van Moses. Die wet van Moses is primêr in die tweede helfte van Exodus en van Levitikus en Deuteronomium. Dit is 'n baie moeilike stuk skryfwerk, dit is 'n baie moeilike ding om te verstaan. Dit word uitgegee in Hebreëus
in wat ons noem die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Bybel, en dit word algeheel aanvaar dat Moses die skrywer was van die Pentateug. Pentateug. Lekker woord. Maar nou, om die wet te verstaan, dis waar die dilemma gelê het. Hierdie wet word genoem die Torah. As jy dit reg wil uitspreek volgens die Joodse uitspraak, is dit Torah. T-O-R-A-H, Torah. Ek gaan sê Torah, dat jy mooi kan verstaan, dat ons nie deur mekaar raak nie, net dink ons is Israeliete. So die Torah is baie moeilik geskrywe en is baie moeilik om te verstaan, is baie moeilik om te lees. En die groot probleem in die tyd is dat daar's baie min mense wat Hebreëus kan lees. So hier's hierdie skrywe van Moses, en die skrywe is goed gedoen, maar daar's nie lesers nie. Want die Levitiese bediening kon nie by die volk uitkom nie, want hulle het die tempel bedien. So net in getalle alleen, as jy na die logistiek kyk van die tempel, jy sal sien daar's 2 miljoen mense wat deur die woestynny trek van Egipte af, Kanaan toe. So as daar 2 miljoen mense is en daar's 12 stamme, dan is daar omtrent 170.000 mense per stam, so daar's omtrent 170.000 Leviete. Nou uit die Leviete uit is daar die wat die tempel bedien en dan is daar die wat priesters is. Die seuns van Aaron is priesters en die seuns van Moses bedien die tempel en so is daar omtrent 20.000 priesters. Maar die feit dat jy 'n priester is, maak jou nog nie 'n leser van die Torah nie. Kry jy dit? Dis 'n belangrike punt. Die Torah bestaan nou, ons is nou by Moses verby. Die Torah bestaan, die tempel bestaan, ons is nou uit die tabernakel uit, ons is nou in Kanaan. Die tempel bestaan en die tempelbediening is daar en die Levitiese priesters kan nie almal lees nie. En die volk kan net op Saterdag opgaan. Hulle kan net opgaan na die tempel as hulle binne 900 meter van die tempel af bly. 'n Dagreis ver. Dis verskriklik om dit te verstaan. So Dawid sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom laat ons na die huis van die Here gaan. Maar Dawid se huis, die paleis was net reg langs die tempel, so hy kon tempel toe loop. Maar die ou wat in Asdod bly, hy kon dit nie doen nie. Hy mag nie stap op die Sabbatdag nie. So daar's 2 dilemma's. Die een dilemma is, die mense kan nie by die tempel uitkom nie, en die wat nog by die tempel kan uitkom, kan nie luister na die Torah nie, want die Leviete kan dit nie lees nie. Ek sien die probleem. En hier's wat nou gebeur, uit die ander stamme uit, is daar nou enkelinge wat kan lees en Hebreëus kan verstaan, en hulle word nou leermeesters van die Torah. So hulle kan stukkie vir stukkie voorlees. So wat hulle doen, is hulle gaan uit op die Sabbatdag, wat 'n Saterdag is, en dan kom hulle by plekkies bymekaar en dan lees hulle uit die wet van Moses, en dan probeer hulle dit oordra, maar die oordrag is moeilik. En dan kry ons dat daar vertolkings aan die Torah kom. Hierdie leermeesters vertolk nou of vertaal nou wat dit is wat hulle dink die Torah sê. Gaan ek te vinnig? Uiteindelik kry ons in Palestina 'n sinagoge. Sinagoge is 'n plek waar die Jode bymekaar kom op die Sabbat en daar luister hulle dan na die voorlesing van die Torah en dan nou meer algemeen vandag na die Talmud en ek gaan nou verduidelik wat is die verskil
En so is daar in die tyd van Christus 38 sinagoges in Palestina, maar 'n sinagoge is nie 'n tempel nie. Daar's een tempel. En dit is in Jerusalem op daai stadium. So daar's 38 sinagoges in Palestina en jy kan daar gaan sit en 'n koerant lees of besigheid praat, want dit is net eintlik 'n bymekaar kom plek. Dis maar net om die Sabbat te eer. So jy werk nie, jy stap na die sinagoge toe. En as jy vandag deur die voorstede van Johannesburg ry op 'n Vrydag, dan sien jy hoe stap die Jode nog steeds na die sinagoge toe. Nou hierdie Torah se voorlesing ontaard later aan en begin die verskillende rabbies om 'n boek saam te stel sodat die volk beter kan verstaan, of dit is in elk geval die intensie. Die uiteinde daarvan was nog meer chaos as die Torah. Maar hierdie rabbies of leermeesters beginne om 'n boek saam te stel en hulle noem dit die Talmud. En in die Talmud is daar die leringe dan nou van Moses. En so kry jy dat die rabbi 'n volgeling kry. Daar's mense wat agter hom aanloop. En dan sê hulle ek is van hierdie rabbi en daai een sê ek is van rabbi Jakob en daai een sê ek is van rabbi so en so. En uiteindelik sê Paulus vir ons, hy vra, wat maak dit saak? Hoekom sê jy, die een ou sê ek is van Paulus, die ander ou sê ek is van daai, ek is van daai. Wat maak dit saak van wie jy is? Maar dit is die scenario wat ons nou kry in daai tyd. En daar's daar 2 Talmud dokumente of manuskripte wat ontwikkel, en die een is die Jerusalem Talmud wat omtrent 70 jaar vat om te ontwikkel, en die Babyloniese Talmud wat omtrent 300 jaar vat om te ontwikkel. En as die Jode vandag in die sinagoge van die Talmud praat, dan praat hulle van die Babyloniese Talmud. Dis die beste ontwikkelde een. Daar's meer kommentare daar van die groot rabbies as in die Jerusalem Talmud. So toe die Talmud geskrywe word, toe kry ons meer inligting wat nou bekend gemaak word aan die mense. Nou lees dit 'n bietjie makliker. Nou word dit 'n bietjie makliker oorgedra. Nou ons gaan nou, as ons by Jesus Christus kom, gaan ons sien die belangrikheid van die rabbiniese stelsel en van die rabbiniese vertolking van alles. Onthou nou, ons praat oor die groot doop. Dis waartoe ons op pad is. Of die waterdoop. Toe ons Pinkster was, apostolies was, het ons gepraat van die groot doop. Dat almal weet, ons praat van 'n groot mens te doop. Vandag is daar baie min twyfel oor wat die groot doop is. So ons kry die heel eerste situasie in Genesis met Adam en Eva. So wat is die doop? Die doop verteenwoordig die getuienis wat ek gee dat my sondes gewas is in die bloed van die lam en dat ek die Here Jesus nou gaan volg. Hy is nou my rabbi. Hy is nou my God. En dit beginne in Genesis met Adam en Eva as God 'n bokslag om die nat bloederige vel om hulle te hang nadat hulle gesondig het. Die profeet verduidelik baie mooi hoe die bloed teen hulle kuite spat en klap in die nat bloederige vel aan hulle vassit. En hierdie daad verteenwoordig 'n reiniging of 'n bedekking van die sondes. Dis die heel eerste keer wat ons enige verwysing daarna kry. Is met Adam en Eva. Dan kom Moses in Exodus 24. Ek wil tog wat vir jou lees. Exodus 24. Klein stukkie. vers 8. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het. Op grond van al hierdie woorde, daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu
en 70 van die oudstes van Israel. Hulle klim nou op na God toe. Maar eers vat hy die bloed en hy besprinkel die volk daarmee met die helfte daarvan en die ander helfte gooi dit in die altaar uit. So hier sien ons dat die reiniging van die bloed is belangrik en hier's 'n ritueel wat hiermee saamgaan. Dan kry ons in Exodus 30, dan kry ons die geval dat hulle 30:17, ons kan dit ook gou lees, dan kan ons dit verder bespreek. En die Here het met Moses gespreek, gesê, jy moet ook 'n koper waskom maak met sy koper voetstuk om in te was. En sit dit tussen die tent van samekoms en die altaar en gooi water daarin, dat Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete daaruit kan was. As hulle in die tent van samekoms gaan, moet hulle met water was, sodat hulle nie sterwe nie. Of as hulle naby die altaar kom om te dien, deur 'n vuuroffer aan die Here aan die brand te steek. So, hier sit 'n baie dis baie duidelik, as jy nie gewas is nie, gaan jy sterwe. So, ek gaan uiteindelik by Handelinge 2 vers 36 en 38 uitkom. As jy nie gewas is nie, gaan jy sterwe. Daar's niks tussenin nie, daar's nie 'n keuse nie. Jy kan nie sê, kan ek nie maar net 'n cheque uitskryf, of kan ons nie maar net 'n bietjie langer in die kerk bly sit op Sondag nie. Nee, jy moet luister wat sê die woord van die Here. Nou die Joodse doop in daai tyd is 'n baie belangrike ding. In hierdie tyd wat ons nou hiervan praat, ontwikkel daar 'n woord in die Joodse leksikon en dit word genoem mikweg. M-I-K-V-E-H, mikweg. Waar hulle omtrent 300 liter water gebruik en almal hulle hande en hulle voete in was, en jy kan selfs as jy dit kan regkry, kan jy gaan plat lê in die water, en hoe meer jy in die water gaan lê, hoe heiliger word jy geag vir daai oomblik. En hierdie gebruik bestaan tot vandag nog. Mikweg. Met mikweg kan jy jouself doop, jy kan in die rivier ingaan, daar's 6 waterbronne wat jy kan gebruik om jouself te doop, sodat jy kan as heilig beskou word. Van stilstaande water af met goggas daarin en muskiete, tot lopende water soos met 'n rivier, soos wat die geval is met Johannes die Doper. En jy kan ingaan en jy kan jouself onderdompel, jy hoef nie te wag vir Johannes nie. Daar's te veel mense wat gedoop moet word. Trouwens, op een stadium in die skrif sê, en toe die hele volk gedoop was. Praat hy van Johannes die Doper. Baie mense, die hele volk. So die Joodse doop begin nou ontwikkel, en dit word nou genoem die mikweg, en die rabbies met die instelling van mikweg, maak hulle baie gebruik van hierdie ding. Dit word veral gebruik wanneer jy oorgaan in jou geloof na Judaïsme toe. So kom ons kyk wat gebeur. So, die individu is sê nou maar 'n Katoliek, en hy wil die Joodse geloof aanvaar, hy wil Judaïsme aanvaar. Hy kan nie 'n Jood word nie, maar hy kan die Joodse geloof aanvaar, Judaïsme. Daar's dermiljoene mense in die wêreld wat die Joodse geloof aanvaar, maar hulle is nie Jode nie. So een van die verpligte gebeurtenisse is dat jy moet deur die mikweg gaan, jy moet deur 'n doop gaan. Ek kon nie 'n bewys kry dat met mikweg ten minste iemand die ander een doop nie. Die maklikste, lyk dit vir my, is jy doen dit self. Jy sak in die water in, en as jy uitkom, dan word jy as heilig geag. En as jy sê, ek aanvaar Judaïsme as my nuwe godsdiens, dan moet jy onder andere hierdie proses deurgaan. Dis interessant. So, Esegiel sê, hy sê in Esegiel 3:19, kom ons kyk wat sê hy daar. Daar's 'n sanksie as jy nie luister nie.
Esegiel 3:19. Maar as jy die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. As daar 'n waarskuwing uitgaan na die ongeregtige toe, en die ongeregtige nie luister nie, dan sal hy gedood word. Maar jy wat die praatwerk gedoen het, jy wat hom gewaarsku het, jy het jou siel losgekoop in die proses. So hier is 'n verpligting op die een ou om die ander een te waarsku, en hier is 'n verpligting op die ander ou om die waarskuwing te aanvaar. En die ding word deurgetrek. Hy word deurgetrek na Matteus toe, hy word deurgetrek na die boek van Handelinge toe. As God die wêreld vernietig in die sonvloed, is dit 'n waterdoop. As hy uiteindelik skoon gebrand gaan word, dan is dit 'n daad van die Heilige Gees. Dan is dit 'n Heilige Geesdoping. Die aarde gaan deur 2 prosesse. Die mens moet deur die 2 prosesse gaan. Jy kan nie die Heilige Gees kry as jy nie gereinig is nie. Hy kon onmoontlik nie 'n plan beraam om die aarde te laat skoonbrand aan die einde as hy nie die aarde deur 'n doop gesit het nie. So hy doop eers die aarde, en dan sê hy, as jy gedoop is, dan kry jy die gawe van die Heilige Gees. Nou gaan ons deur 6000 jaar. Hy het nie dadelik die Heilige Gees nie, deur 6000 jaar, dan gaan hy die Heilige Gees vir die aarde gee, wanneer hy die aarde skoon brand. Dis nie wat party mense dink die hel is nie, dis net die skoon brand van die aarde. Dis 'n proses waarin God die aarde regmaak vir die volgende dispensasie. Wil jy moet dit probeer so sien. Die aarde word skoongemaak met water, hy word gewas, volgens hierdie rabbiniese leerstellinge, volgens Moses, word hy gewas. Nou mag die aarde voor God verskyn vir 6000 jaar, dan breek die Sabbat aan. As die Sabbat aanbreek, kom die Heilige Gees. Dan word die aarde skoongemaak met vuur. Jy sien die proses. Dis dieselfde proses wat God volg met 'n mens. Ons gaan dit nou sien. Nou kom ons hier by, my notas is handgeskrewe, dis chaos. Dis eintlik 'n soort van 'n opsomming. Ek hardloop ons vir myself weg. Ek wil tog hierdie ene noem as 'n voorbeeld. Naaman die Syriër. Sirië is daar by Damaskus. Sirië is vandag een van die groot vyande van Israel. Julle wat die nuus kyk op julle televisiemasjienkies, telefone. Dis nie 'n TV nie, né? Ja, mense sê ons het nie 'n TV nie, maar ons het daar maar klein TV'tjies. Hulle het net bedoel, nie groot TV's nie. Dan sal jy sien dat Sirië is een van die vyande van Israel. Nou daar is 'n man met die naam van Naaman, en hy kry melaatsheid. Dis 'n wit sere wat op hom uitslaan, en nou sê daar 'n dogtertjie vir hom, maar daar's 'n plan wat jy kan maak, maar daar's 'n profeet wat jy na toe kan gaan in Kanaan. Daai man kan jou help. Hy sê nee, ek wil nie daar toe gaan nie. Sy sê okay, wel, ek kan jou nie verder help nie. Ek kan jou net die advies gee. Kyk wat sê Esegiel, as jy met die goddelose praat, en hy nie luister nie, is sy bloed op hom. En die dogtertjie draai om, sy het haar taak gedoen, wat moet sy nou nog doen? En nou is die ding op Naaman, hy moet nou besluit. Nou sê hy, ja, maar ek wil nie eintlik in daai rivier gaan nie, hoekom moet ek na die Jordaan toe gaan? Want die Jordaan, moeilike opdrag. Nee, jy moet net in die Jordaan inloop, 7 keer. Hoe is dit moeilik? As jy vandag vir iemand sê wat kanker het, want dit is omtrent gelyk aan dit.
As jy vandag iemand sê wat kanker het, loop net 7 keer in die Oranje rivier in. Dan sal jy gesond wees. Weet jy hoe sal dit lyk by die Oranje rivier? Hulle sal moet installasies bou vir al die mense wat gaan. Partykeer is dit die eenvoudige ding wat ons moet doen, wat ons nalat om te doen, wat gaan maak dat ons in die verdoemenis eindig. Is dit nie moeilike goed nie? Want daar is niks moeilik nie, en in hierdie hele woord is daar niks wat moeilik is nie. So alles is maklik, so jy moet dit net doen, anders dan gaan jy verdoemenis toe. Wat beteken verdoemenis? Jy gaan verdoem word, tot 'n vernietiging. Hoekom sal jy dit wil oorweeg, man? Jy is mos hier in die huis van die Here vanaand, omdat jy meer wil weet van God. Jy is mos hier omdat jy wil drink by die fontein van die lewe. Jy is mos hier omdat jy wil leer hoe om nader aan die troon van die Here te beweeg. So Naaman uiteindelik luister hy. Uiteindelik gee hy toe. En as hy dan in die Jordaan ingaan, word hy genees. Dis 'n doop. Dit is wat dit is. Elisa werk saam met die profete seuns. En hulle werk met 'n byl terwyl hulle hout kap langs die rivier. Val die byl in die rivier in. En hulle is in 'n absolute toestand en hulle hardloop na Elisa toe, hulle sê: "Ag, my Heer, terwyl u dienaars besig was om hout te kap by die rivier, het die byl binne in die rivier ingeval." En sê hulle, dit is nogal 'n geleende een. Dis wat dit so tragies maak. Hierdie liggame wat ons in is 'n geleende een. En toe val die byl in die rivier in. Toe word hy gedoop. En toe Elisa roep na die byl, het die byl opgekom en bo op die water gedrywe, asof in 'n opstanding. Daar's 'n voordeel om gedoop te word, want na die doop kan jy met verlange uitsien na die opstanding. Dis jou kaartjie op die bus te klim. Jy gaan nou sien. Die Here Jesus maak hierdie ding vas, hy draai hom vas. Jy het nie beweegruimte nie. Jy kan nie sê, ja, maar ek het nie lekker verstaan nie, want dit is moeilik om dit te lees. Dit is nie moeilik om te lees nie. Hierdie is gewoon Afrikaans wat ek praat. So, Naaman doen dit, die byl wys ons dit, die aarde se doop met die sondvloed wys ons dit. So, by the way, wat is die sondvloed? Dit is 'n vloed wat gestuur is as gevolg van die sonde. Dis hoekom dit die sondvloed genoem word. Dit is nie sondvloed nie. Ek hoor mense praat van die sondvloed. Sondvloed, die son is daar niks daarmee te doen nie. Sondvloed, sonde, die sondeval. Omdat daar so baie sonde was, het God gesê, ek gaan die plek toemaak met water. Hy doop hom. En die wat nie goddelik is nie, die wat nie rein is nie, oorleef nie die doop nie. Die doop is so ernstig, dat in die doop van Noag, word alle lewe vernietig. Dit is so ernstig, hierdie kwessie van die doop is. Jy sê, ek gaan my net gou laat doop, prediker, dan is ek mos reg. As jy die kans wil vat die kans, dan kyk jy hoe vernietig hy jou. Die doop is nie gemaak om jy te speel nie. Die doop is gemaak sodat jy gered kan word. Dit beteken jou gesindheid moet reg wees. Dit beteken jou bekering moet eg wees. Dit beteken jou verhouding met die Here Jesus moet reg wees. Naaman, die Syriër. Nou kom ons by Johannes die Doper, die man wat die meeste genoem word met betrekking tot die doop. Ek het sy naam gaan opkyk in Hebreëus, en hy het nogal 'n interessante Hebreëse naam. Johanan, soos in Johan. Johanan. Y-O-C-H. A-N-A-N. Dit beteken the immerser.
Yohanan beteken die ou wat die mense onder die water indruk. Dis hoe jy immerse. Hy preek en hy is so ernstig dat die hele volk na hom toe kom en almal in die Jordaan ingaan en hulle self laat doop in 'n mikweg. Die mikweg wat ek vroeër van gepraat het. Hy skep 'n mikweg deur die Jordaan. Ek het jou vroeër gesê, daar's 6 maniere om jou te doop, van stilstaande water met muskietlarwes in, tot reg deur, daar's maniere en daar's gate en putte en allerlei maniere wat jy kan doop, tot jy by 'n rivier kom waar vrylopende water en die water is skoon. Hier kom die hele volk van Israel. Hy sê toe die hele volk gedoop is. Hoe doop jy 'n hele volk? Hulle doop hulle self, hulle loop in die water in. Met ander woorde, ons lei af hier uit die skrifte uit van die rabbiniese leerstellinge, dat dit is nie nodig dat die een man 'n ander man moet vat en hom in die water indruk nie. Hier kom nou 'n rabbi en sy naam is Jesus. Hier's 'n rabbi met die naam van Johannes, hy doop in sy naam. Hoe is julle gedoop, vra die disippels die manne daar in Handelinge. Hulle sê, ons is gedoop met die doop van Johannes. Hy sê, het julle al die Heilige Gees ontvang? Hulle sê, ons het nie geweet daar sê, soos Heilige Gees nie. Want daar was nie 'n Heilige Gees beloof saam met die doop van Johannes nie, want daar was nie 'n Heilige Gees om op die mense te kon kom met die doop van Johannes nie. Want die Here Jesus het nog nie gesterf en opgestaan nie. So die doop van Johannes gaan alles vooraf en Jesus word gedoop in die doop van Johannes. En die disippels is gedoop in die doop van Johannes. En ek het gesoek na bewyse en ek kan nêrens kry dat die disippels weer gedoop is in die naam van die Here Jesus Christus nie. Ek neem aan, dis net 'n aanname. Ek neem aan dat die disippels hulle self en mekaar toe gedoop het in die naam van die Here Jesus agterna. Want ons gaan nou sien dat die mense vra vir Petrus, wat moet ons tog doen om gered te word? En Petrus verduidelik hulle. En dan neem ek aan dat hulle sou hierdie selfde leerstelling, wat hulle nou vir die mense gee, sou hulle op hulle self van toepassing gemaak het. Maar daar's geen bewys in die skrif nie. Ek kry niks nie. Nou kom ek by die Here Jesus. So hy praat met Petrus eendag, hy sê, Petrus, net so terloops, het jy my lief? Kyk, is 'n vinnige vraag, né? Dit is amper soos wanneer jy saam met 'n ou loop en julle eet nog perskes en jy sê, is jy my vriend? En die ou is so half uit die veld gesny. Hy sê, ja, ek is jou vriend. Okay, ek eet nog perskes. Is jy regtig my vriend? Ja, hoe bedoel jy nou, waar kom die ding nou vanaf? Ja, natuurlik is ek, maar jy weet mos ek is jou vriend. Petrus, het jy my lief? Sê my nou genuine, nee. Petrus, kom, sê nou. Want kyk, hier lê moeilikheid vir Petrus voor. Petrus is mos die moeilike een. Ek verstaan nog nie hoe het hy dit reg gekry om 'n disipel te word. Ek verstaan die ding nie lekker nie. Hy's 'n moeilike ou. Hy's soos Paulus en weet wat is my interessant van Paulus? Hy maak die kerk van God dood. Hy vervolg hulle. Maar hy verwys nooit weer daarna nie. Mense verwys so maklik na hulle sondes van die verlede. Ek was 'n drug addict en toe het ek so gemaak en toe het ek so gemaak. Paulus verwys nie een keer na dit nie. Hy sê nie vir die Christene, luister, ek is jammer ek het julle doodgemaak nie. Nadat die lig op hom kom, ontvang hy die Heilige Gees en hy gaan in sy lewe. Hy word die eerste kerkjou leier. Hy verwys niks daarna nie.
Petrus, het jy my lief? Ja, Here, ek het U lief. Petrus, het jy my lief? Ja, Here, ek het U lief. Hy sê, Petrus, ek gaan vir jou die sleutel gee vir die koninkryk. Okay, nou het Petrus die sleutel. Ek het nou nie 'n sleutel hier by my nie. Maar sien nou maar, hier klippie is die sleutel. Okay, nou het Petrus die sleutel. Die ander disipels sê, Petrus, waar is hy sleutel? Hy sê, hier is hy. Okay, nee, net seker maak. Ons is net 12 ons. Want jy die sleutel. En dan is die hemelvaart. Nou gebeur hier 'n interessante ding, want Jesus praat nie van 'n doop tot in Matteus 28 vers 19 nie. Vir die eerste keer ooit. Dis amper asof dit 'n afterthought is. O ja, so by the way, hy gaan nou op hemel toe. Hy sê, so by the way, gaan en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want hy weet daar gaan 'n geneigtheid wees om die mense te doop in die naam van die Rabbi. Hy het dit mos nou gesien. Hy is dan self met die doop van Johannes gedoop. Jy kan mos nie met hom stry daaroor nie. Jy kan mos nie met hom sê, Here, my is verkeerd nie. Hy is dan self so gedoop. Hy weet hoe werk die ding. Maar hierdie disippels wat nou gaan kom, van vandag af, is myne sê hy. Jy moet hulle my naam doop. Okay. Nou het Petrus uit die sleutel, en net so 'n bietjie voel, ja, hier is die sleutel, ek het hom nog. Daar gaan die Here, okay, nou het hulle opdrag, hulle moet nou gaan disippels maak vir alle nasies, en moet hulle nou doop. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay. Maar het ook 'n opdrag om te gaan wag in Jerusalem. Dat die Heilige Gees ontvang. Okay, hier gaan hulle. Hulle moet net wag, hulle hoef nie te bid nie, hulle hoef nie te preek nie, hulle hoef nie 'n konferensie te hou nie. Daar sit hulle al bo en wag, 120 mense bo in die bokkamer. 120 is soveel soos wat ons hier inpas. Daar sit hulle en wag. En hier kom die Heilige Gees soos 'n rukwind deur die plek en hulle word gedoop. En skielik kry hierdie man, wat sy naam Petrus is, lewe. Skielik kry hy 'n ruggraat. Hy het nie 'n ruggraat gehad nie. Hulle sê, ja, maar, is jy nie, ons weet wie jy is, man. Kyk, julle is ek mos so 'n klompie, julle is so 11 of 12 wat agter daai man aanloop. Jy's een van hulle, man. Hy het nou die dag vir jou 'n sleutel gegee. Hy sê, nee, ek ken hom glad nie, ek weet nie wie hy is, ek wil niks van hom weet, hy's te bang. Maar met die dooping van die Heilige Gees, kry almal van hulle 'n ruggraat. En hulle kom buitekant, en hier staan 'n klomp mense, hulle het nou gehoor van hierdie bohaai bo in die bokkamer, hier is nou 'n klomp mense, hulle vra, wat is hier bo in die gang? Hulle begin so vir hulle te preek, en hulle sê vir Petrus, luister vir wie vra hulle die vraag. Hulle vra vir die man met die sleutel die vraag, Petrus, wat moet ons doen om gered te word? Ons wil gered word. Ons is sondige mense. Ons verstaan dat die bloed en stiere en bokke nie werk nie. En die tempel is nou vernietig. 40 dae terug is die tempel vernietig. Daar het niks meer oorgebly nie. Die ark is ontbloot. Daar's niks nie. Ons weet nie wat ons moet doen nie. Wat moet ons nou doen? Nou almal is nou in verwarring. Petrus sê, ek gaan vir jou lees. Handelinge 2, vers 38. Nou die dag het Jesus vir hom gesê, 40 dae terug, dis sê Jesus, jy moet die mense doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hier, die eerste geleentheid wat hy kry, klink dit of hy die ding misinterpreteer. Onthou nou, hy moet nou die interpretasie gee, nou die Heilige Gees alles, né? So hy moet nou die interpretasie gee, en hier's die antwoord wat hy gee. 2 vers 36 en 38, waar is ons nou? 38, en Petrus sê vir hulle sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, net vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders?
En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, stap nommer 1. Met ander woorde, jy moet jou oë toemaak, of jy moet staan voor God in die hemel, en sê, Here, ek is jammer vir dit wat ek gedoen het in my lewe, ek is jammer vir my tragiese manier waarop ek my lewe gelei het, vir die voorreg wat ek het om te lewe, het ek opgemors, en nou staan ek hier waar ek nou staan, nou is ek vol sonde. Bekeer jou nou, sê ek, Here, ek is jammer. Met 'n innige jammerte. Nie, ja, ek wil net kyk hier terwyl ek sê ek is jammer. Is hierdie, broer De Wet, is hierdie daai Seven Church Ages boek? Jy weet, dit klink daarom half heilig as ek dit vra. Joh, ek is so jammer, jy weet. Nee, hy sê bekeer jou. Dit moet 'n duidelike daad wees waarin jy vir God nader. Waarin jy vir hom sê, Here, ek is jammer. Jy sê maar, prediker, ek is 'n jong mens. Jy het net nou gesê, prediker, jy gaan met die jong mense praat. Ek is nog jonk, ek is nou eers 17. Ek het nog nie sonde gedoen nie. Sonde ken geen ouderdomsperk nie. Hy mors met jou van jy klein is. Sommer net 'n klein chokkertjie. God gee jou speling tot omtrent 7 jaar, gee jou speling. Volgens die profeet begin die ouderdom van wat is die regte woord? Verantwoording begin rondom 7. Nou begin jy verstaan wat is in die gang. Hoe lyk reg en hoe lyk verkeerd? Jou ma sê, het jy jou huiswerk gedoen? Jy sê, ja ma, ek het my huiswerk gedoen. Meanwhile, vertel jy 'n leuen. Jy sê, ag maar prediker, dis maar, kyk, dis mos nou nie 'n groot leuen nie. Dis nou 'n kleinerige leuen. Maar jy het gelieg, nou net. Dit is wat jy gedoen het. So die sonde lê vir jou in loer, hy gaan jou vernietig as hy 'n kans kry, so daar is 'n ouderdom van verantwoording, en daai ouderdom van verantwoording is rondom 7, en nou is jy 17, en nou moet jy verantwoordelikheid vat vir waarmee jy besig is. Hy sê nie die 40-jarige moet hom bekeer, of die 65-jarige moet hom bekeer nie. Hy sê, jy moet jou bekeer. Hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle, soos julle hier sit, hier staan, al 3000 van julle, laat elkeen van julle, so 'n interessante uitdrukking daai, gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. So dis wat gaan gebeur. As jy jou laat doop in die naam van Jesus Christus, gaan jou sondes vergewe word, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou die profeet van die Here William Branham verduidelik ons die onderskeid tussen die gawe van die Heilige Gees en die Heilige Gees. Ons gaan nie vanaand daaroor praat nie. Maar wat dit duidelik is hier, is ek moet gedoop word in die naam van die Here Jesus. Nou Petrus het die sleutel van die deur, hulle het hom nou spesifiek gevra, want hy het die sleutel. Hulle sê, Petrus, hier die sleutel by jou. Hy voel so, hy sê, ja, hier is die sleutel, wat wil julle weet? Hulle sê, wat moet ons doen om gered te word? Hy sê, okay, ek het die sleutel. Trek se lok, sluit jy die deur oop. Dis hoe jy doen. Jy bekeer jou, dan laat jy jou doop. Elkeen van julle. In wat 'n naam? In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat is die naam, Petrus? Dis Jesus Christus, ons Here. Dis 'n eenvoudige ding. En nou kom Paulus. Ek hou so van hierdie vers. En ek hou so van Paulus. Broeder weet sy, hy hou van Jonathan. Goeie idee om van Jonathan te hou. Maar Paulus is 'n interessante man. Nou, hy is die eerste engel van 7 kerkengele. Die eerste en die laaste ene is die sterk engele. Hierdie Paulus, hy word geroep net soos Abraham, sy naam word verander en God deel dadelik saam met hom. Hy begin nie, hy loop nie nog draadjies met Paulus nie. Verander sy naam van Saulus na Paulus en hy sê dis wat jy moet doen en hy maak hom 'n leier. Maak hom die eerste engel.
En kyk wat sê in Romeine 6. Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie? Dis so asof hy sê, maar julle behoort mos nou al te weet. Hoe bedoel julle vra my nou die vraag? Of weet julle nie, dat ons almal, wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Of weet julle nie, hy's amper asof hy's nie eens verbaas nie, hy's so half uit die veld geslaan. Hoe bedoel julle weet dit nog nie? Ek meen, Petrus het dit dan gesê. As jy dink aan die chaos rondom die opstanding, rondom die kruisiging, rondom die vernietiging van die tempel, as jy dink aan die chaos wat daar was in Jerusalem, onthou hierdie boeke wat ons hier lees, Handelinge en Romeine, die boeke het nie bestaan nie, dit bestaan nou eers. Hierdie boeke is geskrywe 66 na Christus, meestal van hulle. Tussen 60 en 66 na Christus. As hierdie boeke eers geskryf. En toe sit ook nie so in elke ou se hand, hier's nou 'n Bybel in sy hand nie. Dis nie hoe dit gewerk het nie. Dis toe die boeke geskryf was. Toe moet dit op mekaar gesit word. Dit het nog honderde jare gevat. Nou het ons hier voorreg, ons kan dit nou hier lees, maar hulle het nie so gelees nie. Hulle het dit oorgedra van mond tot oor. En nou is Paulus, hy's nou verbaas hierso, as hy hierdie vraag vra. Want as ons in Christus gedoop is, in sy dood gedoop, sal ons saam met hom die ewige lewe beerwe in die opstanding. Dis 'n geweldige belofte. Al wat jy moet doen is, jy moet jou laat doop. Die hofdienaar ry op die wa, Handelinge 8. Die hofdienaar kom van Ethiopië af. Ethiopië is hier bo in Afrika. Daar's baie Ethiopiërs wat daarop aanspraak maak dat hulle Israeliete is. En daar's 'n rede daarvoor. Moses se vrou kom van Ethiopië af. En die Ethiopiërs sê as gevolg van dit, maak ons daarop aanspraak dat ons ook Jode is. Maar jy's nie 'n Jood omdat jy getroud is met 'n Israeliet nie. Jy's 'n Jood omdat jy so gemaak is. En hierdie Ethiopië ry op hierdie wa en Filippus kom op hom af en hy's besig om 'n boek te lees, Jesaja. En hy vra vir die man, die man sê vir hom, klim jy op my wa asseblief, kom help my hierso. Hy sê, waarom is jy besig? Hy sê, nee, ek lees 'n boek. Hy sê, ek lees 'n boek. Maar hy sien toe die boek is onderste bo. Hy sê, hy sê, hy lees die boek, maar hy kan, maar lyk jy wat hy kan lees nie. Hy weet nie as die boek is onderste bo nie. Hy sê, wat lees jy? Hy sê, nee, ek weet nie, ek is nog half in 'n verleentheid. Hy sê, ek gee my die boeke te kyk. Hy draai die boek reg, hy sê, o. En hy lê vir hom die woord uit. En die hofdienaar is oortuig van die feit dat hy moet gedoop wees. En hy sê, maar hier's water. Wat verhoed my om gedoop te word? En die skrif sê, hy het afgeklim in die water in. Jy kan nie net somme met 14 druppels water, soos die katholieke, die ou se voorkop. Jy moet afklim in die water en dan jy moet daaronder kom in die diepte. Daar waar jy kan toegemaak word met die water. Daar waar die mikweg kan plaasvind. Wat Petrus hier sê,
In Handelinge is daar met 'n mikweg wees. Jy moet gedoop word. Jy moet onderdompel word. Jy moet volgens Johannes die doper, Johannes het ons gesê die onderdompelaar. Dit was die woord wat daar gebruik is. Johannes die onderdompelaar. Volgens sy maniere moet jy jouself bewys. En dan sê die skrif, wat dit is dit 'n bewys aan die omstanders dat ek besluit het om 'n Christelike lewe te lei. Hierdie is my bewys dat ek sê, Jesus Christus is my rabbi. So Petrus word nie as 'n rabbi beskou nie, snaaks genoeg. Maar Paulus word wel as 'n rabbi beskou. En Paulus is van die afstammelinge van Benjamin. So Paulus kan nie 'n priester wees nie. Hy is nie 'n leviet nie. En Jesus kan nie 'n priester wees nie, want hy is nie 'n leviet nie. Alhoewel in die orde van Melchisedek is hy die hoëpriester, maar op die aardse orde is hy nie 'n priester nie, maar hy is 'n leermeester. So die onderskeid tussen 'n sinagoge en 'n tempel is as volg. Die 38 sinagoges het die rabbies in geleer. Nie die priesters nie. Die priesterskap het nie sinagoge toegegaan op 'n Saterdagoggend. Die priesterskap het bedien in die tempel. Daar's een tempel. Daar's een boodskap vandag. Net een boodskap. Jy kan na die sinagoges toe gaan. Jy kan sê, maar broer, daar's ander mense wat ook onder die banier van boodskap en Branham bedryf hulle ook 'n besigheid wat hulle noem 'n kerk. En weet jy, ons gaan sit daarin, want jy sal nie glo hoe nice is dit nie. Ons kan met mekaar sit en praat in die kerk, ons kan lekker grappietjies maak. Ons kan net maak wat ons lus het. Die arme rabbi staan daar by die preekstoel. Hy praat en hy praat en hy praat en dan moet hy nou en dan moet hy vir die mense sê, kan julle dit beamoen asseblief? Dan sê 3 ouens, amen, amen, amen. Dit klink so ekko. Amen. Ja, vandag. Ons is net hier in 'n sinagoge. Vir die een mens is hierdie samekoms hier, dieselfde stoel wat jy in sit, is vir die een mens 'n sinagoge en vir die ander mens 'n tempel. Want die bedryf vind binne in jou plaas. So kom ons kyk na die volgorde. Here, ek is jammer vir my sondes. Jy sê, maar ek gaan môre weer sê jammer. Okay, dan sê jy weer jammer. Jy gaan elke dag doen, ek gee jy sommer nou al 'n, ek sê jy nou al 'n tip gee. Hierdie gaan elke dag gebeur. Jy gaan elke dag sê, Here, ek is jammer. Inteendeel, jy gaan môre nog jammerder wees as gister. Ek kan jou dit sê, dat 'n Christen, wat saam met die Here Jesus loop, as hy sê hy is jammer, dan kom dit uit sy siel hier in die binneste uit. Here, ek is jammer vir wat ek nou net gedoen het. So, laat ek dit vir jou sê, en jy hoef nie weer gedoop te word, jy moet een keer gedoop word. Jy sê, moet dit iemand wees wat al gedoop was wat my moet doop? Nee, jy kan enige iemand vra om jou reg te doop. Sê net vir die mense, meneer predikant, kyk hierso, ek wil net hê jy moet my so doop, soos wat Petrus gesê het. Dan doop jy jou, dan is jy so gedoop. Ek hoor al die murmurering onder die volgelinge van die boodskap, wat sê, Wynand Engelbrecht, jy is die spoor geheel en al byster. So ons is in Suidwes-Afrika, 'n familie, wat vandag Namibië is, 'n land op sy eie, een hele land, en in hierdie hele land is ons huisgesin die enigste mense wat nou die boodskap gaan glo. Maar ons kry nie iemand om ons te doop nie. Want ons dink dit moet iemand wees wat klaar gedoop is in die naam van die Here Jesus. Dit vat ons maande om later af te stuur Kaap toe met die trein dat hy daar gedoop word, dat hy terugkom en ons kom doop. Net om later aan te leer dat dit is nie nodig nie. Jy sien, partykeer maak ons dit so moeilik. Dit wat gebeur het in Moses se tyd. Toe Moses sê, vat die koper waskom
En die Levitiese priesters moet hulle hande en hulle voete was, toe die Talmud geskrywe word, toe begin die Fariseërs en te sê, almal moet hulle hande en hulle voete was. Toe Jesus kom, toe sê hulle, hoe eet die disippels dan sonder dat hulle hande en hulle voete gewas is? En Jesus kyk hulle aan, Jesus is die Torah. Hy is die woord. Hy hoef nie die woord aan te haal, hy is die woord. Hy kyk hulle aan asof hulle dwaal is. Waar kom julle dan? In elk geval. Wie het vir julle gesê dit moet so wees? Kom ons bly by die woord van die Here. So liewe jong mens, ek hoop jy verstaan vanaand, dat daar is nie 'n manier hoe jy in die hemel kan kom, sonder dat jy jou bekeer en jy laat doop nie. Die Here Jesus is baie duidelik daaromtrent. Die apostels is baie duidelik daaromtrent, en die eerste kerkengel is baie duidelik daaromtrent, en die 7de kerkengel, William Branham, is baie duidelik daaromtrent. Dat as jy jou nie bekeer, en jou sondes laat staan nie, en jy jou laat doop, in die naam van die Here Jesus Christus nie, sodat jy die Heilige Gees kan ontvang, die gawe van die Heilige Gees, en later aan die Heilige Gees, dan is daar nie 'n manier dat jy in die ewigheid kan ingaan saam met Jesus Christus nie. Jy sê, ja, maar daar's ander vlakke, ek kan dalk in die nuwe aarde inpas, en jy kan 'n argument maar met jouself hê. Ek praat van die ewigheid, ek praat van die ewige lewe saam met die Here Jesus Christus. Jy moet jou bekeer en jou laat doop, sodat jy die gawe van die Heilige Gees kan ontvang, sodat die Here met jou kan werk, sodat hy jou later aan die Heilige Gees kan gee. Kom ons sluit af met gebed. Getroue Here Jesus, hierdie is u woord. Ons is so dankbaar, Here, dat ons weet dat as ons net by die woord bly, ons moet nie afwyk nie, as ons net by dit bly hierdie, want hy sê, u woord is 'n lamp vir my voet. As ek net by dit kan bly, Here, dan is ek op die regte plek. Sal U ons asseblief genadig wees, getroue Hemelse Vader, en ons help dat ons nie die woord sal misbruik of misinterpreteer of misplaas nie. Ons dank U vir die liefde van die Here Jesus. Seën asseblief die gehoor. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Seun van God. Amen. Dankie vriende, tot volgende keer dan.